Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Numeri 32 lees ons van die stamme Reuben en Gad, wat eerder as om die erfenis te ontvang wat God vir hulle in die beloofde land gegee het, gekies het om aan die ooste kant van die Jordaanrivier te woon. Die streek het uitgestrekte welige grasvelde gehad, wat perfek was vir hulle groot troppe vee. Hulle het besluit om eerder te vertrou op wat hulle met hulle eie oë kan sien, as om God te vertrou om hulle na die onbekende te lei. En dikwels doen ons dieselfde. Ons vertrou eerder dit wat ons met ons eie oë kan sien, as om op God te vertrou om ons na die nuwe en onbekende te lei. Ons kan onsself ooreed om iets te doen of nie, afhangende van ons vlak van vertroue. Gelukkig hoef ons nie verseker te voel om seker te wees nie, want die Bybel leer dat vertroue in Jesus Christus gevind word en nie in onsself nie. Spreuke 28 vers 26 sê, wie op sy hart vertrou, hy is 'n dwaas, maar hy wat in wysheid wandel, word gered. En waar kry ons wysheid? Van God af. Ons kan niks sonder God doen nie, maar ons kan enigiets doen wat hy ons lei om deur hom te doen. Dit beteken nie dat jy net alles blindelings moet aanpak wat in jou gedagtes opkom nie, maar dat jy moet bid en God vra om nuwe deure van geleenthede vir jou oop te maak. En wanneer hy doen, 'n keuse te maak om uit jou gemaksone te beweeg en nuwe dinge te betree. Onthou, God het jou vir groot dinge geskep en hy wil nie hê jy moet bang wees vir nuwe dinge nie. En as jy foute maak of misluk in die proses, is dit ook reg, want God sal jou help om op te staan, vorentoe te beweeg en weer aan te gaan. Here, vandag maak ek 'n keuse om U te volg in die onbekende in, want ek vertrou U en weet dat U goeie dinge vir my beplan. In Jesus naam bid ek dit. Amen.